Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag 5 Junie 2025. Mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees vandag. Mag julle sommer die liefde en die nabyheid, vriende van die Heilige Gees, ons is nou op pad na Pinkster Sondag toe, op die uitstorting van die Heilige Gees, mag julle bewus wees van die Heilige Gees, ook in julle lewe in hierdie dag. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om as die kinders by mekaar te kan wees. Here, ek dink nie ons besef altyd die geweldige voorreg en voordeel wat U vir ons gee as U kerk nie. Here, om so by mekaar te kan wees, nommer 1 op Sondag. Here, om by mekaar te kan wees in klein groepe, waar ons kinders van U is, waar die engine kamers is, waar ons meer van U leer, deur U Gees. Here, want U kom sê, waar 2 of 3 by mekaar is U teenwoordig. U kom sê in die Hebreërs skrywer, kom sê vir ons in Hebreërs 10:25, moenie van die samekomste van die gemeente wegbly, so baie as gewoonte is nie, want Here, U kom doen goed daar. Dit gaan nie oor die stofmannetjies nie, dit gaan nie oor die stofvrouwtjies nie. Here, U kom doen goed daar binne in daai gebou met ons as die kerk. En Here, U wil ons daar hê. U wil hê ons moet by mekaar wees. Here, dankie vir die kerk. Dankie vir 'n kerkgeloofsgemeenskap wat U vir ons gee. Here, dankie dat U deur U Gees ook in U kerk is, ons is, en dat U voor ons uitstap. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan is ons nou hierso in Spreuke 27. En soos ek vir julle sê, wat nou baie keer gebeur, dan het ek nou 'n ander versie, en dan soos ek hom nou lees, en ek gee 'n repliek daarop, en besef ek maar, as ek nou na 'n ander ene toe gaan dit nou nie werk nie, né? So ek gaan vir julle dit weer lees, vers 27, die 3de vers, waar daar sê, dit is so mooi, die taal, ek sê elke keer vir julle, kyk die taal wat hy gebruik, die metafore wat hy gebruik, is eintlik amazing, né? Hy sê, klip en sand is swaar om te dra, dis mos nou waar. Maar die ergernis wat 'n dwaas veroorsaak, is swaarder as albei. Die ergernis wat 'n dwaas veroorsaak, is swaarder as albei. Nou vriende, dit is aanwaar. Ek bedoel, die dwaashede wat ons deesdae op die televisie sien van ons sogenaamde leiers is enorm. Ek moet nou eerlik vir jou sê, sorry, ek kan nie anders as om dit te sê nie, want dit is waar. Ek weet goed dat ek luister deesdae, ek kan nie dink dat jy meer dwaashede kry as dit nie, né? Klip en sand is swaar om te dra, maar die ergernis wat 'n dwaas veroorsaak, is swaarder as albei, want dit voel soos 'n klippie binne in 'n mens se hart, né? Naamlik as jy na leiers luister wat jy nou veronderstel is om nou iets te weet of iets aan te voel, kom jy agter, dis net 'n klomp dwaasheid wat gebeelde gebeur. Nie al die leiers weer eens nie, né? Maar die oorgrote meerderheid is net dwaase. Dis die een dwaas na die ander dwaas. Ek luister nou baie keer na hierdie portefeulje komitees waar hulle die CEO's van die staatsentiteite aanvra. Dis nou die leiers. En dan luister ek na hulle antwoorde, en ek luister hoe hulle nie weet wat gaan aan in hulle eie departemente nie, en die dwaashede en die dwaasheid word so tentoongestel in die openbaar, né? Dit swaar, dit voel soos 'n klip binne in hou. Dan is dit waar wat hier staan. Klip en sand is swaar om te dra, maar die ergernis wat 'n dwaas veroorsaak, né, want dit veroorsaak ergernis hier binne nou, né, is swaarder as albei. Is swaarder as albei. En dan wil ek gaan net nog een versie met julle doen. Dan die 4de vers, dan gaan hy na 'n ander onderwerp te weer. En dan sê iemand wat kwaad is, ontsien niks. Sy woede is 'n onkeerbare vloed. Teen jaloesie is niemand opgewasse nie. Iemand wat kwaad is, nou ek interpreteer mos nou hierdie vers, né? So die tweede gedeelte gaan nie oor jaloesie. So ek neem aan, vriende, dit is man en vrou. En as jy as vrou of man flirt met ander mense en jou huweliksmaat sien dit, of jou nooi of kerel sien dit,
dan dit is dit 'n maklik kwaad hè. Dit is jaloesie. Daarom sê hy, iemand wat kwaad is ontsien niks. Sy woede is 'n onkeerbare vloed. Teen jaloesie is niemand opgewasse. Nou, ek sê altyd gesonde jaloesie is goed. Maar ek bedoel jy moet dan 'n bietjie jaloers wees op jou pragtige vrou of aantreklike man of wat ook al, hè. Dit is maar so. Maar dit is gesond. Ongesonde jaloesie is natuurlik iemand wat kwaad is, ons sien niks, sy woede is 'n onkeerbare vloed. Vir my is dit onvolwasse jaloesie. Weereens afhangende van wat die persoon doen, hè. Jy kry party mans en vrouens, vriende, wat hulle maak asof hulle nie in 'n huwelik is nie. En dis verwoestend. Verwoestend op die ander. En ek kyk nou ek dink is op YouTube wat ek gekyk het van die man en die vrou en hoe hulle is, die vrou is 47, die man is ook op 47 en die man werk by 'n akademiese instelling en hy het hierdie vrou ontmoet. Ja, sy is 32, briljante vrou en hulle het 'n verhouding begin. En die uiteinde daarvan was dat die man se vrou van 47 het 'n afluisteringsapparaat in sy baadjie somme vasgewerk, sy het 'n afluisteringsapparaat binne in sy kar gesit, sy het alles geweet, sy het met sy tegnologie, sy foon, alles het sy geweet. En daai jaloesie het net al hoe meer oorgeneem, tot op die punt wat hulle toe die twee nou wou skei, en die vrou ook besig was om te skei en 'n ander huis ingetrek het, dat die vrou van die man wat 47 is in die huis vir haar gaan wag het, en haar doodgeskiet het, en toe het sy haarself doodgeskiet. Iemand wat kwaad is, ontsien niks. Sy woede is onkeerbare vloed. Teen jaloesie is niemand opgewasse nie, né? So, dit is mos nou abnormaal, maar jy kan ook dit verstaan. Daarom sê ek vir julle, in ons huwelike, in ons verhouding, besop vir daai eerste koffie. Besop as jy 'n aantreklike vrou sien en sy beleef jou ook vriende as aantreklik, of sy het 'n vibe wat jy vang en nou stiek jy af vir koffie. Moenie dit doen nie. Want baie keer is mans daarso, vrouens ook daar, hulle sê ag maar dis net 'n koffie. Nee, dit is nie net 'n koffie nie. En daai koffie kan jaloesie by jou huweliksmaat ontketen, regverdige jaloesie. So moenie daarop uit wees om eintlik iemand jaloers te maak. Jy is miskien nie bewuslik daarop uit nie, maar jy doen dit, want wat sê jy vir jou vrou? Wat sê jy vir jou man? So besop vir daai onskuldige koffie. Besop vir daai onskuldige telefoonoproepe. Besop vir daai onskuldige WhatsApps. Dit is nie onskuldig nie. Ons moet baie mooi kyk na ons verhouding in die tyd wat ons leef. Die duiwel kom in en hy loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie jy kan verslind. Don't go there. Iemand wat kwaad is, ontsien niks. Sy woede is 'n onkeerbare vloed. Wanneer iemand voel binne in die huwelik, die ander een het hom verneek. Vriende, is eintlik net genade dat mense nie met mekaar meer skade aan doen nie, né? Want dit is 'n verwerping, dit is 'n deurstreep trek deur alles wat heilig en goed is binne in daai verhouding, né? Daarom sê die sprekerdigter, iemand wat kwaad is, ontsien niks. Sy woede of haar woede is onkeerbare vloed. Teen jaloesie is niemand opgewasse nie. Om dit te verhoed, kom ons kyk eerder en ons praat eerder met mekaar, moenie 'n loerende oog hê die heeltyd nie. Sê vir die Here, dankie vir jou man, dankie vir jou vrou wat hy vir jou gegee het, jou huweliksmaat wat hy vir jou gegee het, nee, dit is 'n gawe van God. Moenie daai persoon jaloers maak nie, moenie hom nie vat vir granted nie. Besop vir daai tipe van onskuldige koffie, bly weg af vanaf. Sommer my 5 sent. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.